Nou vriende, wat 'n voorreg om weer saam met u te kan wees rondom die woord van die Here. Nou ek wil u groet met daardie baie besondere Halleluja lied 293. Dis 'n lied wat my baie getref het toe ek dit deur onlangs gelees het. En daar staan: neem tyd o verloste, word heilig en rein, bly dig by die Heiland. U krag is so klein. Gaan om met God se kinders trag ander te dien. Vertrou op sy sterkte, die Heer sal voorsien. Wat vir my so kosbaar was van hierdie lied is dat die Here ons as sy kinders oproep om heilig en rein te lewe te midde van 'n sondige wêreld, 'n krom en verdraaide geslag. Hoe gaan ons dit kan doen? Die vers sê verder: bly dig by die Heiland. U krag is so klein. Vriende, dis noodsaaklik dat ons as kinders van die Here daagliks sal besef hoe min krag ons werklik het om die geestelike stryd te stry en die oorwinning te behaal. Dit is nodig om elke dag dig by die Here te bly en vir hom te sê: Here, my krag is niks. Daar is regtig geen kapasiteit in myself om hierdie goeie stryd te stry as u Gees my nie daartoe in staat stel nie. 'n Baie goeie aanbeveling in hierdie lied is: gaan om met God se kinders. Dit is noodsaaklik om saam met ander kinders te wees, vriende, want ons bou mekaar op in die allerheiligste geloof. En dan sê die vers: trag ander te dien. Vertrou op sy sterkte, die Heer sal voorsien. In ons wandel saam met die Here, en soos ons groei in ons heiligmaking, dien ons ander en groei ons geestelik self tot daardie volwasse man, vrou, seun en dogter in Christus. Ag, en dit is vir my so kosbaar en ek wil dit graag met u gedeel het. Nou, ons is tans besig met hierdie besondere reeks wat handel oor die profesie van Jesaja in Jesaja 9 vers 5 en 6, wat handel oor die Christuskind wat gebore sou word. Ek lees net weer vir u wat daar staan: want 'n kind is vir ons gebore, 'n seun is aan ons gegee, en die heerskappy is op sy skouer, en hy word genoem wonderbaar, raadsman, sterke God, ewige Vader, vredevors, tot vermeerdering van die heerskappy en tot vrede sonder einde, op die troon van Dawid en oor sy koninkryk, om dit te bevestig en dit te versterk deur reg en deur geregtigheid, van nou af tot in ewigheid. Die ywer van die Here van die leerskare sal dit doen. Dit is so 'n besondere vers in die woord van die Here en so 'n besondere gedeelte, en dit verwys na die geboorte van ons Here Jesus, die beloofde Messias, wat sou kom om die sondedraer te word. En ons het in die weke wat verby is so 'n bietjie gepraat oor die gedagte dat Christus is wonderbaar. Ek het vir u gesê dat hy wonderbaar is in sy persoon, hy's wonderbaar in sy aardse bediening, in sy sterwe, sy opstanding, sy hemelvaart, en hoe hierdie verwondering oor die persoon van Christus ook my en jou lewe moet verander. Ons het 'n bietjie gekyk na die gedagte dat hy raadsman is, vir u gesê dat hy deur sy woord en deur sy gees ons raad gee, hy gee ons rigting, hy bied oplossings vir ons probleme, hy wys ons soms tereg wanneer ons die pad begin buiste raak, hy help ons in ons besluitnemingsproses. Waarom? Want deur sy woord gee die Here vir ons dan ook hierdie wysheid, want die Bybel sê vir ons dat God se woord is ons raadsmanne, en die raadsman het sy woord gegee om daardeur ons met raad te bedien. Ek het vir u gesê dat hy ook bekend staan as die sterke God. Christus Jesus is God wat mens kom word het. Die Bybel leer vir ons in Matteus 1 dat hy genoem sal word Immanuel, as dit vertaal is God met ons. Ek het vir u gesê, ons sien hom as sterke God in sy aardse bediening toe hy sondes vergewe het. Terwyl net God sondes kan vergewe, sê die Bybel dat Christus het sonde vergewe, en dit sê vir ons baie duidelik dat Jesus Christus God was. Hy het siekes gesond gemaak. Daar was geen siekte of geen kwaal wat vir hom te groot was om te genees nie. Vriende, hy het sy mag uitgeoefen op die natuur, toe hy die storm stil gemaak het. Ons sien dat hy die materiële dinge vermeerder het, toe hy die brode en die visse vermeerder het. Ons sien op die einde van die dag dat hy mag het oor die dood, toe hy vir Lazarus uit die graf opgewek het, en al die dinge wat ons met mekaar bespreek het, om vir u te sê dat Jesaja die profeet profeteer oor die een wat sou kom, Jesus Christus, die Godmens, en hoe hy ook as sterke God homself aan die wêreld sou openbaar. Nou vanmôre kom ons by die gedagte dat Christus word genoem die ewige Vader. Jy onthou wat ons gelees het? Hy word genoem wonderbaar, raadsman, sterke God, ewige Vader. En hier is nogal 'n tamaletjie. Baie mense stoei en hulle vra maar, hoe kan Christus die ewige Vader wees? Ons dog God is 'n een in wese, en hy maak hom bekend in 3 persone, Vader, Seun en Heilige Gees. En hoe kan Christus nou ewe skielik Vader wees? En ek dink nie ons moet die saak misvat nie, want ek dink nie dis wat Jesaja die profeet vir ons probeer deurgee of probeer illustreer nie.
Vriende, as ons lees dat Jesaja praat van Jesus as die ewige Vader, dan wil Jesaja juist die analogie gebruik om iets van Jesus se karakter aan ons deur te gee. U sien, Jesus Christus is die een wat God die Vader aan ons kom toon en verklaar het. As ons dink aan die beste aardse Vader, dan wil ek vir u sê, Jesaja kom sê vir ons dat Jesus is ondenkbaar meer en beter as enige een van hulle. En ek dink dis die beeld wat Jesaja vir ons wil kom deurgee. En kom ek gaan dit vir u illustreer. Johannes 10 vers 30 kom die Here Jesus en hy praat met sy apostels en u sal onthou Johannes 10 gaan oor die goeie herder. En nou sê die Here Jesus, ek en die Vader is een. As ek nie die werke van my Vader doen nie, moet julle my nie glo nie. Maar as ek dit doen, al glo julle my nie, glo die werke, dat julle kan erken en glo dat die Vader in my is en ek in hom. Wat probeer die Here Jesus vir sy disippels hier kom illustreer? Wat probeer hy vir hulle sê? Wat probeer hy aan hulle oordra? Eenvoudig dat hy en die Vader is een. Onthou, ons kan die goddelike drie-eenheid van mekaar onderskei, maar nooit skei nie, want hulle is een in wese, drie in persone. En nou sê die Bybel vir ons baie duidelik, dat Christus het vir ons die vaderskap van God kom demonstreer in sy aardse lewe, en ook in dit wat hy oorgedra het aan sy disippels, om vir ons te gee, dat hy ook vir ons sal sorg. Soos 'n vader sorg vir die kinders, so sal die Here sorg vir die wat hom vrees. Kom ons kyk nou nog 'n pragtige voorbeeld in Johannes 14 waar Jesus gesê het, hy gaan hom vir ons plek te berei. Nou kom Filippus, een van die disippels, en hy sê vir hom, Here, toon ons die Vader, en dit is vir ons genoeg. Met ander woorde, Filippus sê vir Jesus, Here, wys vir ons wie God die Vader is, en dan sal ons glo dat u die gestuurde is, en dit sal vir ons genoeg wees. Jesus sê vir hom, Filippus, ek is so lank al by julle, en het jy my nie geken nie? Hy wat my gesien het, het die Vader gesien. En hoe sê jy, toon ons die Vader? Glo jy nie dat ek in die Vader is en die Vader in my nie? Die woorde wat ek tot julle spreek, spreek ek nie uit myself nie, maar die Vader wat in my bly, hy doen die werke. Glo my, dat ek in die Vader is en die Vader in my, of anders glo my, terwille van die werke self. U sien, hier kom die Here Jesus en hy demonstreer op 'n baie besondere manier aan Filippus, dat hy ook God se vaderskap aan ons kom demonstreer deur sy lewe, deur sy optrede, deur sy versorging, deur sy sterwe, dat hy werklik vir ons die Vader is, waarna ons almal verlang en waarna ons smag. En ag vriende, dit is maar presies wat Jesaja kom doen. Hy gebruik hierdie analogie om vir ons iets van Christus se karakter deur te gee. U sien, dis baie duidelik, as ons kyk na die lewe van die Here Jesus, hoe hy sy disippels versorg het. Hy deel die verborgenhede van die koninkryk met hulle. Hy neem hulle een kant om te gaan rus. By sy arrestasie, onthou jy in die tuin van Getsemane? Toe sê hy vir die Romeinse soldate, laat my disippels gaan, daardie absolute liefde in sy hart vir hierdie apostels. Al sou hulle hom basies half verlaat het en later sou Petrus hom verloon het, sien ons nog steeds hierdie absolute liefde. En ag vriende, in die navorsing van hierdie gedagte uit Jesaja het ek uitgekom by een van die pragtigste Nuwe Testamentiese voorbeelde wat vir ons die vaderskap van Christus of die gedagte van ewige Vader kom demonstreer. En jy sal onthou wat gebeur het daar in die gelykenis van die verlore seun in Lukas 15 vers 18 en verder. En daar staan dat hierdie jongste seun as sy vader gekom het en vir sy vader gesê het, Vader, gee my my deel van die erfporsie. Ek wil gaan en ek wil my lewe op my eie gaan leef. Ek het u nie meer nodig nie. En die Bybel sê hy het gegaan en hy het sy goed deurgebring met sondaars en sondige praktyke. En later eindig hy op in 'n varkhok waar hy varke oppas. En die Bybel sê dat hy gesmag het om sy liggaam te voed met die pele van die varke. En die Bybel sê vir ons in vers 18 iets baie besonders. Hy sê, ek sal opstaan en na my Vader gaan. En ek sal vir hom sê, Vader, ek het gesondig teen die hemel en voor u. En ek is nie meer werd om u seun genoem te word nie. Maak my soos een van u huurlinge. Jy moet onthou, Christus is nou besig om hierdie verhaal te vertel. Nou sê die Bybel vir ons, hierdie verlore seun het opgestaan en na sy vader gegaan. En hoor hierdie woorde. En toe hy, dis die verlore seun, nog ver was, het sy vader hom gesien en innig jammer vir hom gevoel
en gehardloop en hom omhels en hartlik gesoen. En die seun sê vir hom: Vader, ek het gesondig teen die hemel en voor U en ek is nie meer werd om U seun genoem te word nie. Maar die vader sê vir sy diensknegte: Bring die beste kleed en trek hom dit aan en gee 'n ring vir sy hand en skoene vir sy voete en bring die vetgemaakte kalf en slag dit en laat ons eet en vrolik wees, want hierdie seun van my was dood en het weer lewend geword en hy was verloor en is gevind en hulle het begin vrolik word. U sien, deur hierdie gelykenis kom openbaar die Here Jesus ook sy vaderskap, sy hart van liefde teenoor sy disippels, teenoor hulle wat aan hom behoort, en hy het geweet hulle gaan hom teleurstel. Hy het geweet Petrus gaan hom verloon. Daarom sê hy dat hy vir Petrus gebid het. Want die duiwel wil hom sif so skoring, maar Petrus, ek het vir jou gebid dat jy in hierdie sonde van jou nie sal verval nie, maar dat jy werklik sal omkeer, sal wegdraai en sal besef wie ek is en my sal dien met oorgawe en liefde. Jy onthou daardie baie besondere vertelling daar in Johannes die 21ste hoofstuk. 3 maal. Simon, seun van Jona, het jy my waarlik lief. Jy sien die pragtige analogie wat Jesaja hier gebruik, om vir ons te kom demonstreer hoe Christus die vaderhart van God kom openbaar, en daarom kan ons hom ook noem ewige Vader. Nie omdat hy die posisie van Vader inneem nie, maar vir ons Vader se hart kom openbaar. Ek wil jou vanmôre vra, ken jy hierdie Here Jesus? Is jy innig lief vir hom? Dien jy hom? Sien jy sy vaderhart teenoor jou geopenbaar? En as jy vanmôre miskien met sonde besig is, wil ek jou vra, dat jy soos die verlore seun sal opstaan en sê: Vader, ek het gesondig teenoor U in die hemel. Dankie dat Christus U hart aan my kom openbaar het, en dat hy aan die kruis gesterf het om my sonde te dra, en ek vra U vergewe my, en help my om met my hele wese U te dien, en dat ek kan sê met 'n oorgegewe hart: Hy is my beminde, en ek is syne. My gebed is, vriende, dat ons hierdie waarheid sal verstaan, ter harte sal neem, en so sal lewe om die Here te verheerlik. Baie groete vir u, baie seën. Ons kan nog baie meer navorsing doen oor hierdie saak, maar ek dink u verstaan wat Jesaja die profeet wil sê, toe hy hierdie gedagte deurgegee het, hoe Christus die vaderhart van God kom openbaar, en vir ons hierdie kosbare waarhede kom leer, aangaande sy karakter, sy persoon en sy wese. Groete vir u, mooi dag verder, baie seën en baie sterkte vir u. Tada.